Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? So, vriende, die van julle wat nou nie weet nie, ons is besig met 'n reeks sondaande uit die boek Esegiel, en so ek gaan van hoofstuk tot hoofstuk soos ons deur Esegiel werk. So ek kan nie elke keer teruggaan waar alles begin het nie, so as jy iewers nou langs die pad net inval by Esegiel, miskien kan jy op die YouTube kanaal van die vorige programme net gaan kyk. OK, so kom ons lees saam, ons is nou by Esegiel hoofstuk 6. So as jy jou Bybel hierso het, wil ek jy moet vir my daar oopmaak. Esegiel hoofstuk 6 vanaf vers 1. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Mensekind, rig jou aangesig teen die berge van Israel en profeteer teen hulle en sê: Berge van Israel, hoor die woord van die Here, Here. So sê die Here, Here, Adonai Jahwe, vir die berge en vir die heuwels en vir die klowe en vir die dale. Kyk, ek bring 'n swaard oor julle en ek sal julle hoogtes vernietig en julle altare sal verwoes en julle sonpilare verbreek word en ek sal die wat uit julle verslaan is neerwerp voor julle drekgode. En ek sal die lyke van die kinders van Israel voor hulle drekgode werp en hulle julle beendere rondom hulle altare strooi. En al julle woonplekke sal die stede verwoes en die hoogtes 'n wildernis word, sodat julle altare woes en eensaam sal wees en julle drekgode verbreek sal word en verdwyn en julle sonpilare omgekap en julle werke vernietig sal word. En die wat verslaan is, sal onder julle lê, sodat julle weet dat ek die Here is. Sodat julle kan weet dat ek die Here is. Ai Here, sal U ook hierdie woord seën aan die kerk, soos wat U 'n woord tereg vir Israel gehad het, het U mos ook 'n woord vir die kerk. Seën hierdie woord in Jesus naam. Amen. Daai woorde, sodat julle kan weet dat ek die Here is, word in die boek Esegiel ten minste 60 keer gebesig. In een boek sê die Here ten minste 60 keer, sodat julle kan weet dat ek die Here is. Ek sal dinge doen in julle midde, dinge onder julle, dinge in jou lewe, dat jy sal weet wie die Here is. Dat jy kan weet dat ek die Here is. Nou, dit is so, ek wil dit net vir jou sê, dis die eerste keer in die boek Esegiel nou, wat Esegiel eintlik toegelaat word om 'n boodskap vir die volk te bring. Tot nou toe was alles tekens. Ons het dit gesien by die vorige geleenthede in ons samekomste. Maar nou vir die eerste keer in hoofstuk 6 en 7 het ons 'n gesproke boodskap. Ander woorde, hy moet nou praat. Voorheen was dit net tekens. Dit het ons mos nou gesien, herhaaldelik. In hierdie geval gee die Here nou woorde en die Here lê woorde in sy mond. Woorde wat hy tot die ore van die mense moet spreek in hoofstuk 6 en hoofstuk 7. Dit is eintlik twee boodskappe, hoofstuk 6 is 'n boodskap en hoofstuk 7. Die kern van hierdie twee hoofstukke saam sien die komende oordeel van die land. Want jy moet onthou, op hierdie stadium, as jy enigiets van die geskiedenis weet, van Israel, kronologies, want dit is belangrik dat jy dit verstaan, anders het jy glad nie konteks en verband nie, en jy weet nie wat hier aangaan nie.
kronologies, soos wat dit nou is, hoofstuk 6 en hoofstuk 7 in Israel se lewe, toe Esegiel hierdie woorde gespreek het. Toe praat hy met die ballinge wat by die Kebar rivier was en by Tel Abib en wat in Babylon was. Mense wat weggevoer was uit die land uit. Maar onthou, die tempel het nog gestaan. En daar was priesters en daar was profete in die land van Israel wat sê, nee, julle ballinge, julle gaan weer terugkom, julle moenie worry nie, die Here gaan julle terugbring. En Esegiel sê, maar dit is nie so nie, hulle is valse profete, en julle dink, Jerusalem is beskerm met sy muur, en al die julle leermagte wat daar binne is, maar die Babyloniërs, hulle kom, hulle gaan die land inneem, die mense wil niks daarvan weet nie, hulle wil dit nie glo nie. So wat jy nou hier sien, in hoofstuk 6 en hoofstuk 7, is vir die eerste keer, nou dat Esegiel al die tekens gedoen het wat die Here vir hom gesê het, julle sal dit onthou, wat hy die forte gebou het om Jerusalem, en het geteken het, 'n kaart van Jerusalem op die groot klei bakstene, al daai dinge, nou kom die boodskap. En die boodskap wat die Here hom beveel, is 'n baie spesiale boodskap, en dit gaan oor, dat die Here gaan nou oordeel. Nou, die eerste hoofstuk 6, kan jy duidelik sien, as jy baie nadenkend daarna kyk, en jy let baie noukeurig op, dan verduidelik dit, die rede waarom die oordeel kom. God doen nie maar net iets, want hy is lus om dit te doen nie, dis omdat die mense, hulle tot afgoderry gewend het. Ek gaan nou vir iets daaroor sê, sal jy dit nou mooi verstaan. En hulle die tempel besoedel met hulle afgode, wat hulle binne in die tempel bedryf, in die diepte agter, waar niemand dit kan sien nie, buig hulle voor afgode neer, en dan bid hulle afgode, wat hulle ingebring het binne in die tempel van die Here. Die priesters in die geheim, en hulle buig daar voor die gode, binne in God se huis, die mense weet dit nie eens van die land nie, en op al die hoë heuwels, en al die hoë plekke, het hulle al hulle pilare, en hulle hoogtes. Die tweede boodskap, in hoofstuk 7, kom, maar die Here sê, maar ek gaan 'n vreeslike verwoesting bring, wanneer ek gaan vir julle die Babyloniese leermagte teen julle land stuur, en ek gaan dit teen Jerusalem stuur. So, daar kom probleme, omdat julle rug op my gedraai het. So, hy waarsku die volk, omdat julle rug op die Here gedraai het, gaan die Here sy rug op julle draai, en hy gaan julle oordeel. Dit is nou wat gaan gebeur. So, wanneer jy begin by hoofstuk 6, dan kan jy sien, onmiddellik wat is Esegiel se invalshoek, toe die woord van die Here kom. Die Here sê, in vers 3, sê vir hulle, dat die Here sê, vir die berge, kyk waar begin hy, bo, né? Op die bergpieke, op die berge, kyk waar begin hy, en op die heuwels, en dan sê hy later in hoofstuk 6 en 7, op al julle hoë plekke, dan kom dit by die klowe, by die dale, en dan uiteindelik in die valleie. So die Here sê, want gewoonlik sou jy altyd sien, dat afgode word op die hoogste plek geplaas, op die hoogste piekpunte, op die hoogste plek, wat altyd op die hoogste plek is, want dit is Satan homself. Want onthou, jy sien dit mos in Jesaja 14, hy het gesê, want onthou, God woon op die hoogste plek in die ganse univers. Nie op die laagste plek, die hoogste plek, sê Jesaja 14. Op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. So God regeer in die skepping vanuit die uithoeke van die noorde, die hoogste plek in die skepping. Toe sê Satan mos in Jesaja 14, die duiwel, toe sê hy, ek wil opklim na daai plek toe. Hy sê, en ek wil my gelyk stel met die Allerhoogste. Ek wil kom by die hoogste plek. Dis kom jy baie keer sien, afgoderry en baie van die goeders word altyd op hoë plekke gesit. Selfs as jy vandag na die ooste toe gaan, sal jy altyd sien, hy wil op hoë heuwels en hoë berge, waar hulle tempels bou en alles in die afgoderry, gaan altyd oor, wie is die hoogste, wie regeer van bo af. En die Here sê, julle het nou op die hoogtes en op die bergpieke en al hierdie plekke, en op die heuwels het julle nou julle afgode, want hulle het hulle pilare daar, hulle sonpilare, plek van aanbidding, mense gaan op soontoe. Is selfs soos Elia op die berg Karmel kom. Hy het 'n altaar vir die Here gaan bou. Ek was baie keer daar, baie keer in my lewe. Dan gaan ek op die berg Karmel, op die hoogste punt van die berg van Karmel, dis waar Elia vir die Here 'n altaar gebou het. En daar het die mensegroepe sê, kom op hiernatoe.
dat ek vir julle kan wys wie God is. En julle ken die storie wat hy daar gedoen het op die hoogte en hoe hy 'n dier geslag het en dit op die altaar gesit het wat hy gebou het en 'n slote gegrawe het en vol water. Hy sê, gooi nog water, baie water. En toe bid hy, dan kom maar vuur uit die hemel uit van bo af en dit tref die altaar bo, dit verbrand alles en die hele altaar word verbrand en die water en die slote lek dit op dat daar niks is nie. En hy sê, gryp daai klomp Baal-profete toe slag hulle. 400 Baal-profete en 200 profete, afgodedienaars van Assyria ook. 600 in totaal het hulle nou daar geslag. En so het hulle die oorwinning gekry. Maar nou, hier is die ding. Die land Israel, ek weet nie of jy dit weet nie. Israel is eintlik bywoners in die land. Die Here het baie duidelik deur Moses in Levitikus 25 voor hulle in die land Kanaan gekom het, vir hulle hierdie woorde gegee deur Moses. Hy sê julle is op pad Kanaan toe. Luister mooi. Levitikus 25 vers 23. Die grond, as julle nou daar kom in die land, moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want elke geslag, die 12 stamme het ons hulle grondgebied. Want die land is myne. Jy sien, dis die probleem. Wat jy dink is joune. Israel, daai land, waarna toe God julle gestuur het, toe julle uit Egipte gekom het. Hier staan in die vers, die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Ek laat julle hier bly. Maar dit is my land. So ek wil net vandag vir julle sê. Die land van Abraham, Isak en Jakob en Israel, waar Israel vandag gaan bly. Ja, ons sê altyd, dit is hulle land. Dis waar. Maar inderwaarheid is dit God se land. En Jerusalem is God se stad. En hy laat die volk daar woon. Op 'n voorwaarde. Julle het by Sinai op pad na die land toe, het julle 'n wetsverbond met my verseël, sê die Here. Want ek het vir julle die 10 gebooie gegee, julle het dit aanvaar as julle wette, Moses het vir julle al die ander wette gegee, wat julle in die land sal onderhou, ek stuur julle na daai land toe, maar inderwaarheid is dit my land, en julle moet oppas hoe julle in daai land lewe. En as julle nie weet om julle te gedra in daai land nie, werp ek julle uit die land uit. Want is myne. En ek sal nie goddeloosheid en afgoderry in my land verduur nie. Dit is nou baie aangrypend as jy gaan kyk wat het gebeur. Ek bedoel die boek Rigters. Jy het 'n bietjie tyd, as jy het, jy maar daar gaan rondkyk, sal jy uitvind dat Israel het in die land van Rigters het hulle met 7 konings te doen gehad. En hier is 'n interessante ding. En dit is die eerste geslag met Joshua wat die land ingeneem het die Here gedien. Die tweede geslag, hulle kinders van die eerste geslag het almal die Here gedien. En toe kom die derde geslag. En hulle weet van God niks nie. En dis waar die probleme begin het. Toe begin die afgoderry. En deur die Here se genade sê die Here vir hulle, dit is waar, die land behoort aan my. Hy sê maar ek gaan 'n swaard oor julle bring en ek gaan julle uit julle land uit verdryf. Die land wat aan my behoort, wat ek julle toelaat om in te bly, sal ek 'n swaard, want vers 3 sê in Esegiel 6, ek bring 'n swaard oor julle. En hy sê in vers 4 en vers 5, die lyke van julle mense sal lê in hope by al julle altare. Julle het al hierdie afgodsaltare gaan bou. Daar gaan dooie mense in hope, gaan hulle daar lê, die lyke van al die mense. Maar nou aangrypend sê die Here in vers 8 tot 10, maar ek sal 'n klein oorblyfseltjie behou. Wanneer ek julle uitdryf, sal ek 'n klein bietjie vir my laat oorbly.
Nou dis nogal aangrypend, want in Levitikus 26 toe Moses vir hulle die wetsverbond gee, as julle in daai land kom, hoe julle moet gedra. Is nogal aangrypend dat hy vir die volk gesê het, dis nou jare, eeue voor hierdie insident. Lank voor dit. Ek bedoel, ek kan letterlik sê 1000 jaar voor hierdie gebeure van Esegiel. 1000 jaar voor dit. Sê die Here vir Moses, sê vir daai mense wanneer hulle nou in die land kom. So die ding het al 1000 jaar aanloopstuk geskiedenis. Toe sê hy vir hom, sê vir die mense, en Moses skryf dit neer in Eksodus 26 vers 41. Hy sê, as julle in daai land kom en julle versit julle teen my, en julle doen nie wat ek sê nie. Want as julle vyande bly daar en ek bring julle in die land en julle kan hulle oorwin en ek gee dit vir julle. Ek sal dink aan my verbond met Jakob wanneer julle in daai land is. En aan my verbond met Isak, wat ek gesê het vir Abraham, Isak en Jakob. Ek is God en ek vergeet nie wat ek gesê het nie, want ek is nie 'n mens nie. En ek sal dink aan my verbond met Abraham. Ek sal dink aan Jakob, aan Isak en aan Abraham. En as ek dink en aan die land, sal ek dink. Ek gaan nie net dink aan die mense nie, maar ek gaan dink aan hierdie plek wat ek vir hulle gegee het, want dit is myne. En die Here sê, ek verwerp, julle kan julle vyande onder julle verwerp. Hy sê, maar as julle nie doen wat ek sê nie, gaan ek julle die land uit verwerp. Hy sê, maar ek sal nooit 'n einde aan my verbond met julle maak nie. Daar sal altyd 'n oorblyfsel wees. En vriende, tot hierdie dag. Eers was dit 1000 jaar tot op Esegiel, en van Esegiel tot waar ek hier voor jou staan, is dit nog 2600. So ons praat van 3600 jaar op die horlosie. Op die tydskedule staan ek en jy vandag hier. Na hierdie woorde wat God deur Moses gespreek het. En God het sy woord gehou tot nou toe. Maar hy het ook sy woord gehou. As jy uit lynheid is, dan gaan ek optree. En dit is presies wat gebeur het. Maar ek sal altyd 'n oorblyfsel behou. En nou sê die Here, watter wapens gaan hy gebruik om hulle te oordeel in daai land wat aan hom behoort, omdat hulle nie weet hoe om hulle te gedra nie, hoe om die Here te dien nie. Nou sê die Here daar in vers 11 wat ek sal doen. Hy sê, ek sal julle gruwelike dade sal ek oordeel op 3 maniere. Ek sal laat die invallende magte kom in met die swaard, mense gaan kom oorlog maak, en dan gaan julle honger wees, want julle gaan toegesluit wees in Jerusalem, en baie sal deur die pes val. Dit is die 3. Ander woorde, oorlog, die swaard, hongersnood, daar is nie kos nie, en pes. Nou ek en jy het ons nou verlede week ons nou gesien hoe al daai dinge uitgespeel het. So die Babiloniërs kom met die swaard en natuurlik in die stad sal hulle val. En nou sê die Here in vers 14, en ek sal my hand teen julle uitsteek. En jy wil nie dit hê nie. As die Here sy hand teen jou uitsteek, nie vir jou nie, maar teen jou. Dis een ding as die Here sy hand uitsteek om jou te seën. Dis 'n ander ding wanneer God sy hand teen jou uitsteek. En hy sê vir hulle in vers 14, ek sal my hand teen julle uitspreek. In ander woorde, ek sal julle oordeel as my volk. Dit is die woorde. So is die heel eerste boodskap wat Esegiel vir hierdie volk bring. En dan sê hy in vers 14 vir hulle, hy sê, en julle sal weet dat ek die Here is. Jy sal weet, ek is die Here. Die dag as ek met jou in afrekening kom, Israel, so praat die Here met hulle. En ek bedoel, ten minste 60 keer sê hy, julle sal weet dat ek die Here is. Julle sal dit uitvind. So, of dit nou deur seëninge is, of dit deur strafgericht is, of dit deur tugtiging is. En soms vind ek en jy uit wie die Here is, as hy ons tugtig. Hy trek ons reg. Soms moet die Here straf uitdeel. En ander kere dan seën hy met sy kosbare hand. So in hoofstuk 6 is dit die boodskap.
Die land het 'n probleem, want dit is my land en julle is buite orde. Nou kom hoofstuk 7. En in hoofstuk 7 gaan die gesproke boodskap voort. En wat nou gebeur is, die Here sê, die verwoesting van die land lê nou voor. En ook vir Jerusalem. Dit nog nie gebeur nie, maar dit is wat nou julle pad langs gaan kom. So nou moet jy weet, dit is nou, in hierdie geval, weet ek en jy, toe die derde geslag kom, het hulle al die pad byster geraak. So in ander woorde, ons praat letterlik, as ons praat van die derde geslag, dan praat ons van so die afgelope 700-800 jaar, het die Here baie keer met die volk gepraat, maar vir al die laaste 400 jaar, en toe daar iets vreeslik gebeur in die noordelike koninkryk, in die jaar 722 voor Christus, so toe die Here vir 200 jaar lang, het die Here voortdurend profete gestuur, en hy het voortdurend met hulle gepraat, maar hy het hulle doodgemaak, een na die ander profeet, en hulle wil nie luister nie. En nou kom die Here in hoofstuk 7, en die Here sê, wel, wat my betref, die einde het gekom. Dan sê hy daar so in vers 2, die einde van die land het gekom, of in vers 4, julle sal weet dat ek die Here is, onheil op onheil kom, vers 6, die einde kom, word wakker teen jou, die lotsverandering kom, julle gaan weet dat ek die Here is, want die roede het gebloei. Dit is 'n interessante woord, want wanneer die Here sê, wanneer my oordeel losbreek teen jou Israel, die roede het gebloei. Nou, as ek sê die amandelboom staan in bloei, dan bedoel ons, hy maak sy blomme, hy bot, hy maak sy vrug, en hy lewer sy vrug. Hy staan in bloei. En wat die Here vir die volk hierso sê is, die roede het gebloei, in ander woorde, die tyd om te oordeel het ryp geword. Soos wanneer 'n amandelboom ryp is en sy vrugte dra, sê die Here, die tyd om te bloei, dit het gebloei. In ander woorde, die tyd het nou gearriveer. Daar's nie meer uitstel nie. Wat ek gesê het, gaan ek nou doen. En dan sê die Here, en die koper en die verkoper wat dink, daar in vers 12 en 13 van hoofstuk 7, dat die koper-verkoper dink hulle kan aangaan. Hy sê, nee, wag. Julle dink, omdat julle nou 'n paar jaar in Babylon is, nou gaan julle terug huis toe. Nee, julle moet gaan lees wat sê Jeremia 29 vers 10. Julle gaan 70 jaar in Babel bly, want almal het gedink, dat as hy al het die Here uit die land, het sal net 'n paar jaar wees, dan stuur die Here weer terug. En die Here is, nee, daar is nie vir julle 'n jubeljaar nie. Want hulle het gedink, as die jubeljaar kom, die 50ste jaar kom, dan kan hulle nou teruggaan en alles is verby, and life can be as it usually was, back to normal. En die Here sê, nee, daar is nie so ding soos back to normal nie. Julle sal 70 jaar uit julle land uit wees, en al hierdie verwoestinge wat gaan kom. En die Here sê, julle gaan kla soos duwe in die klowe. Nou, dit is 'n baie interessante beeld wat die profeet gebruik daarso. Want wanneer hy sê, dit is hoe julle gaan kla, kyk 'n bietjie mooi daar in vers 16. Daar staan van hoofstuk 7. En julle wat ontvlug, hulle sal op die berge wees soos duwe van die klowe, wat almal klaag, elkeen vanweë sy ongeregtigheid. So die Here sê, soos wat die duwe in die klowe kla, en die duwe treur, sê die Here, gaan julle vlug in die berge, om weg te kom in die valleie waar die vyand is. En daar waar julle in die klowe is, gaan julle kla soos duwe. Julle gaan klaag, en julle gaan huil, en julle gaan ween, want die tyd van my oordeel het gekom. So selfs julle vlugtelinge, as hulle daar kom, sal hulle klaar. Hy sê, en die Here sê, en wanneer julle so vlug, gaan julle silwer en julle goud weggooi. Alles wat vir jou nou kosbaar is, wanneer die Here jou oordeel, dan alles wat jy het, dan beteken dit vir jou niks nie. Want hy sê, julle silwer en julle goud, vers 19, lê op die strate, 'n voorwerp van afskuw. Waar is jou goud? Waar is jou silwer? Waar is jou geld? Ek wil vir jou iets sê, jy kan nie goud eet nie. Jy kan nie silwer eet nie. Jy kan nie geld eet nie. Jy eet kos. En die Here sê, wanneer ek jou oordeel, sal jou silwer en jou goud en jou geld sal vir jou soos niks wees nie. Jy sal dit weggooi as jy vlug vir die vyand. Dit is te swaar om te dra, jou silwer en jou goud. Jy sal dit weggooi wanneer jy vlug. En die Here sê, daar gaan nie vir jou geestelike leiers wees om jou te help daai dag in vers 26. Onheil op onheil, gerig op gerig, gesig. Julle verlang gesig van 'n profeet. Julle wil hê iemand moet vir jou net 'n woord van die Here bring. Hy sê,
maar die wet is verlore. Daar's nie 'n Bybel nie, daar's nie 'n woord vir jou nie, God wil nie met jou praat nie. En vir die priester en die raad vir die oudstes, dis nie daar nie. Daar's nie iemand om vir jou raad te gee nie, daar's nie iemand om jou geestelik te begelei nie. Nie eers die leiers nie. Want kyk wat sê vers 27, die koning rou en die vors het hom beklee met verbasing. Die politici, hulle kan nie help nie. Jou leiers in jou land, die dag as die Here sy rug op jou draai, Israel, jou politieke leiers, jou koning, jou vorste, jou hooggeagte manne, die manne van naam, jou geestelike leiers en die profete en jou predikers en almal, hulle beteken niks. Jou silwer en jou goud is niks. Dit's gedaan met alles. So vriende, wat ek wil sê is, hoofstuk 6 en 7 is God se dreigemente, nie ydelle dreigemente nie. Maar as die Here praat, dan moet sy mense luister, want die toren van die Almagtige kan verskriklik brand. En dit bring my tot hierdie een laaste vraag vanaand. Wat leer ek as kerk uit hierdie gebeure? Wat hou dit vir my en jou in die dag wat ons in lewe as kerk van Christus? Want die Bybel sê, die hele skrif is ingegee, is nuttig tot lering en weerlegging. Ander woorde, wat leer ek en jy met wat met hierdie mense gebeur het? Wat leer ons daaruit? Wel, as ons gaan nou Openbaring, hoofstuk 3, dan ontdek ons dat die Here met sy kerk praat, en hy sê vir sy kerk op daai trant, hy het wel iets te sê, wanneer hy vir sy gemeente sê, spesifiek nou in hoofstuk 3, in vers 4, maar jy het enkele persone, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal met my wandel in wit klere. Die Here sê, luister, ek weet daar's onder julle, hulle wat my vrees, en wat my lief het, sê vir sy kerk. Nie almal het dit nie. Nie almal het vir my 'n liefde nie. Hy sê, maar onder julle is daar mense wat hulle klere nie besoedel het nie. Hulle sal met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Ek ag hulle waardig, want hulle was getrou. So wat die Here sê, as jy getrou aan my is, in die wêreld, in die eindtyd, want Openbaring 3 praat met die kerk van die Here, wat hom neem tot die eindtyd. As jy getrou is teenoor my, en jy's waardig, sal jy met my wandel. My hand sal nie teen jou wees nie, maar my hand sal oor jou wees. En nou kom die Here deur die apostel Paulus, en hy sê, nou moet jy mooi luister, vir sy kerk, in 1 Tessalonisense 5 skryf hy vir die gemeente, luister mooi wat sê hy, oor die tye en die geleenthede, ons praat nou van die tyd wat ons in lewe, is dit nie nodig dat ek aan julle daaroor moet skryf nie. Hy sê, ander woorde, julle weet self die tyd wat julle inleef. Almal verstaan dit. Hy sê, julle begryp dit. Hy sê, julle weet baie goed, vers 2, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. So hier's die ding. Net soos wat die Babiloniërs soos 'n dief in die nag sou kom om Israel in te val, sê hy, die eindtyd gaan kom, wanneer die Antichrist in sy magte kom, en dit sal wees soos 'n dief in die nag, want die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Ander woorde, ek en jy moet daar bedag wees, die Here kan enige oomblik kom. So ons kan nie dink, ek sal wag tot dit en dit in die wêreld gebeur, en dan wil ek my saak met God regmaak. Want wanneer mense sê, vrede en veiligheid, alles is alright, oorval 'n skielike barensdood hulle soos 'n swanger vrou, hulle gaan nie ontkom nie. Hy sê, maar broeders, luister nou mooi, stay with me, hoor wat sê hy. Hy sê, broeders, julle is nie van die duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief oorval nie. Julle is almal kinders van die lig. Wandel soos kinders van die lig. Laat ons waak en nugter wees. Hy sê, want laat ons wat van die dag is nugter wees, die borswapen van geloof en liefde, die helm van hoop en saligheid, want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur Jesus Christus. Hy sê, God bewaar ons nie om ons te straf nie, maar dat ons die saligheid kan beerwe. Luister mooi, wat sê vers 9, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Wat ek wil sê is, wat Paulus skryf, is hy sê, die wêreld gaan aan, maar jy
moet vashou aan die Here. Bly by die Here. Trek die wapens aan. Jou geloof, jou liefde, jou hoop, jou saligheid. Hou vas aan die Here, want die Here het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te kry. Dit is soos wanneer Jesus in Lukas 21 sê vers 36, waak en bid dat julle alles wat kom kan ontvlug om voor die seun van die mens te staan. Dit bring ons eintlik tot hierdie vraag: waar staan ons vanaand? Is ons gereed as die dag van die Here nou oor ons aanbreek? Soos wat Israel nie gereed was nie. Die Here het hulle oor en oor gewaarsku, hulle was nie gereed nie. Ek wil weer vir jou vra, as die wegrapping vanaand plaasvind, gaan jy saam of gaan jy bly? Waar staan jy met die Here vanaand? Besef jy dat die Here waarsku, soos wat hy Israel gewaarsku het, waarsku hy sy kerk. Soos Sodom en Gomorra gewaarsku was, soos wat die wêreld in die dae van Noag gewaarsku was, so waarsku die Here vandag sy kerk. Is jy gereed? Kom ons bid saam. Dierbare Here, as ons so luister na alles wat Israel wedervaar het, dan besef ons moet kennis neem wanneer die Here sy kinders waarsku. Wanneer die Here vir ons sê, daar kom 'n einde, daar kom 'n einde aan alles. Die wêreld gaan nie altyd so aangaan nie. Jerusalem was ingeneem. Die land van Israel het geval voor die vyand. Dit gaan nie altyd bly soos wat dit nou is nie. Die lewe sal nie altyd aangaan soos wat dit vandag is nie. Want die koms van die Here sal wees soos 'n dief in die nag. Want mense was onvoorbereid. Hulle het nie geweet watter uur die dief sou inbreek nie. Here, wat 'n beeld om ons vanaand tot nugterheid te stem om gereed te wees. Vader, en ek wil vanaand bid dat vir elke mens wat hier sit, dat hulle nie na hulle man en vrou kyk of hulle kind, maar dat hulle eerstens hulle hand in eie boesem steek en net vir hulle self die vraag afvra, is ek gereed? Want hy het ons nie tot die toorn bestem nie, maar om saligheid te verkry. Het ek daardie saligheid ontvang? Het ek Jesus in my lewe ontvang? Het ek Jesus seggenskap oor my lewe gegee? Of gaan ek voort soos Israel van ouds, om maar net aan te gaan, elke dag, met dit wat my aandag weggelei het? Vir hulle was dit ander dinge, nie meer aggeslaan op die woord van die priester en die profeet, nie meer aggeslaan op die wet van die Here, nie meer aggeslaan op die vorste, die mense wat met hulle gepraat het nie, maar elkeen het hulle eie afgod gehad, hulle eie plek op die hoogtes en op die heuwels, het hulle eie plek gehad in die klowe, in die dale, die valleie, en elkeen het hom besig gehou met sy eie dinge, en toe breek die einde aan, en hulle lyke het gelê op al die berge van Israel, tot groot hartseer en verdriet van daardie volk. Here, as U vanaand sou kom, is hierdie gemeente gereed. Die vraag is, wie se klere is nie besoedel deur die wêreld nie, maar gewas en gereinig deur die bloed van die lam? Wie kan vanaand waardig voor die Here gaan staan en sê, hy het my gewas, hy het my gereinig en ek is gereed. Ek het die helm van verlossing aangetrek. Ek het die borswapen van geloof en liefde het ek in my lewe ontvang. En ek is gereed as die Here vanaand kom. Vader, en ek wil bid, as hier iemand sit in hierdie diens, in hierdie plek, wat nou na my luister, maak nie saak waar nie, en hulle weet hulle saak is nie reg nie, dat hulle U sal soek, om hulle saak met U te skik. Terwyl die hoofde gebuig is en die oë is gesluit, is hier iemand vanaand, wat sê, my saak is nie reg met die Here, maar ek wil dit vanaand met die Here regmaak. Vanaand, ek wil dit nie uitstel nie, vanaand, hierdie aand, wil ek my saak met God regmaak. Wil ek jy net jou hand opsteek daar waar jy is.
As daar enigiemand is met wie die Here praat, en jy voel my saak is nie reg met die Here nie, en ek wil hierdie geleentheid gebruik, vir 'n laaste maal, jy het nou geleentheid. Here, dankie vir hierdie boodskap, dat ons kan voorberei vir die wederkoms van die Here, in Jesus lieflike naam. En al die kinders van die Here sê, Amen, amen. Baie dankie geliefdes en vriende.